Welkom, liewe vriende, by deel 3 van ons herdenkings geloof wat God behaag. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat U vir ons vandag weer eens gaan leer deur U woord om standvastig te bly. Ons bid, Vader, dat U ons geloof sal sterk maak, veral wanneer ons deur 'n druk moet gaan. En so kom help ons om U meer lief te hê as ons eie gemak, ons sukses of selfs ons eie lewe. Kom spreek vandag, Vader, tot ons harte en berei ons voor om getrou te bly in elke omstandigheid. In die naam van Jesus. Amen. Vriende, ons skrifgedeelte vandag word natuurlik gevind in die boek van Daniël, hoofstuk 3, vers 16 tot 18. Natuurlik vir die hele konteks moet jy vanaf vers 1 beginne lees, maar omdat ons nie baie lang wil wees nie, wil ons net vandag fokus op vers 16 en vers 18. 16, 17 en 18. Die Bybel lees: Sadrag, Mesach en Abednego het geantwoord en aan koning Nebukadnesar gesê: Ons ag dit nie nodig om u hierop 'n antwoord te gee nie. Vers 17, as ons God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuur oond en uit u hand, o koning, verlos. Vers 18, maar so nie, laat dit u dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie, en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie. Vriende, as ek vandag se boodskap kan opsom in een sin, wil ek graag vir u die volgende sê. En dit is, dat geloof wat God behaag, bly getrou aan God, selfs wanneer die wêreld anders kies, die druk toeneem en die uitkoms onseker is. Daar is my boodskap saamgevat in een sin, sou u nou alles vergeet en of u gaan sê, maar gelukkig kan u teruggaan na die opname en dit weer gaan luister. Maar vriende, elke mens kom by 'n plek waar hulle moet kies. Hier in die storie sien ons dat koning Nebukadnesar het 'n goue beeld opgerig en almal moes daarvoor buig. Die hele wêreld rondom hulle het gekies om te buig, maar vriende, geloof wat God behaag, ons stemme vandag, kies anders as die wêreld almal anders kies. Kies 'n geloof wat God behaag, anders. Die vraag is, vriende, hoe hanteer jy die lewe wanneer getrouheid en gehoorsaamheid aan God jou in die moeilikheid bring? Hoe hanteer jy dan die lewe? Jy sien, dit is baie maklik om God te dien as alles vlot verloop in jou lewe. Dit is maklik om geloof te hê wanneer die vuur ver weg is van jou. Maar wat doen jy wanneer jou gehoorsaamheid jou werk, jou vriende, jou reputasie of selfs jou lewe gaan kos? Want jy sien, dit is presies wat in hierdie verhaal met hierdie 3 jong manne gebeur. Een van die merkwaardigste waarhede in hierdie verhaal, vriende, is dat die 3 jong manne, luister, reeds besluit het voordat die vuur aangesteek was. Ja, vriende, ware geloof wag nie vir die toets om sy besluit te neem nie. Ware geloof besluit vooraf. Wanneer die druk kom, openbaar dit nie net hoe jy reageer nie, dit openbaar die karakter wat jy reeds het. Hulle het nie skielik geloof gekry toe hulle voor die oond staan nie, vriende. Hulle het God reeds geken. En so die vraag vandag is, hoe jy God beskryf voor die vuur, want dit sal bepaal hoe jy die vuur hanteer. Wat se soort God dien jy? Wat dink jy van jou God?
Dien jy 'n God wat wanneer jy jou vingers klik, en moet hy net vra, en jy vra hoe hoog hy moet spring, moet hy hoog spring vir jou? Hoe sien jy God as jy 'n kind van die Here is? Wat wil jy hê van die Here? Hoekom dien jy die Here? Jy sien vriende, hulle het God geken voor die vuur. Hulle het God vertrou voor die vuur en hulle het God lief gehad voor die vuur. En daarom kon hulle standvastig bly in die vuur. Jy sien vriende, hierdie jong manne was weggevoer uit Juda na Babylon. Maar iemand het reeds God se waarheid diep in hulle harte geplant. En daai mense was hulle ouers gewees, vriende. Hulle ouers het hulle geleer wie God is. Hulle ouers het hulle geleer om God te gehoorsaam. Ja, hulle ouers het hulle geleer dat God se wet belangriker is as mense se opinies. Belangriker is as landswette. En nou selfs in 'n heidense land het daardie lesse vasgestaan. En vriende, dit herinner ons vandag hoe belangrik dit is om ons kinders, as jy vandag 'n ouer is aan my luister, om ons kinders die woord van God in te skerp in die dae van hulle jonkheid, sê die Bybel. En so vriende, dit is merkwaardig dat dit die eerste keer is wat hierdie 3 jong manne direk praat in die verhaal. Luister vriende, dis baie interessant. Ek het vir u doelbewus slegs die teksverse gegee waar hierdie 3 jong manne die eerste keer hulle monde oopmaak en praat. En wanneer hulle uiteindelik praat, preek hulle een van die grootste geloofboodskappe in die hele Bybel. Hulle sê vir ek en u vandag in wese, ons sal nie buig nie, ons sal nie kniel nie, en luister, ons sal nie brand nie. Okay. Nie omdat die gevaar nie ernstig was nie, maar omdat hulle geweet het dat God groter is as die vuur. Hulle het geweet, solank jy fireproof is, God 'n verterende vuur is, en as jy met hom in een is, sal jy nie brand nie. As jy met hom geïdentifiseer is, sal jy nie brand nie. Jy sien vriende, hulle geloof het God behaag. Hoekom? Omdat hulle gesê het die volgende woorde: ons God wat ons dien, koning, kan ons red, maar selfs as hy dit nie doen nie, sal ons nie u gode dien nie. Vriende, hulle geloof was nie gebaseer op oorwinning nie, dit was gebaseer op toewyding, want u sien, ware geloof sê, God kan my genees, God kan my uithelp, God kan my bevry, maar selfs as hy dit nie doen nie, sal ek hom nog steeds dien. Dit is geloof wat God behaag. Al sou God hulle nie red nie, het hy reeds, luister vriende, al sou God hulle nie red nie, het hy reeds genoeg gedoen in hulle lewe om te weet dat hy bestaan. En vandag moet dit jou getuie is, my vriend, as jy 'n kind van die Here is. Jy wag nou so lank vir die Here vir daardie gebedsversoek. Jy wag nou so lank vir die Here om vir jou 'n deur oop te maak. Jy wag vir die Here om die storm waar jy tans in is nog net weg te neem. Maar ek wil vandag vir jou sê, as jy terugkyk in jou verlede waar die Here jou gelei het, as sou hy niks meer verder vir jou doen nie, het hy reeds, halleluja, genoeg vir jou gedoen om standvastig te bly in jou geloof. En vriende, God vereis nie van ons om hom te verdedig nie, vriende, wil ek ook vir u sê. Hy vra dat ons vir hom moet staan. U sien, die 3 jong manne het nie probeer argumenteer met die koning nie, hulle het eenvoudig gestaan. U sien, soms dink ons moet God nou verdedig. Nee, God kan homself verdedig. Hy vra vir ek en u as sy kinders om getrou te bly in hom, om te staan vir
hom. Hy kan homself verdedig. Jy sien vriende, die meeste mense buig nie vandag voor 'n goue beeld soos hierdie mense in daai tyd nie. Maar daar is baie ander afgode waarvoor mense vandag buig. En die vraag vandag is vir jou kind van die Here, of selfs uit die Here nie dien nie, voor wat buig jy vandag? Jy sien baie buig vandag voor groepsdruk. Hulle buig vandag voor die televisie of 'n selfoonskerm wat hulle tyd met God beroof. Baie buig vandag voor kompromie van die wêreld. Baie buig voor trots en hoogmoed. Buig jy voor die begeerte, miskien vandag vriende, om deur mense aanvaar te word? Want ek wil vandag vir u sê, 'n geloof wat God behaag sê, ek sal nie buig voor die afgode van hierdie wêreld nie. Ek sal nie kniel onder die druk en versoeking nie. Ek sal nie brand in die vuur van beproewing nie, want ek weet Jesus Christus is met my. Vriende, ons sien in hierdie storie uiteindelik dat die 3 jong manne het hoë posisie ontvang. Dis die probleem, hoekom hulle eie kollegas hulle uitwys, want slawe word nou aangestel bokant mense van Babylon. Vriende, ek wil vandag vir u sê, mense gaan jou begin uitwys. Waarom? As die Here jou oplig, gaan mense jou uitwys. Jou kollegas, die mense naby jou gaan jou uitwys. Waarom? Want jy sien die ding van jaloesie is 'n lelike ding. Dieselfde gebeur vandag nog, vriende, wanneer God jou seën, wanneer God jou verhoog, wanneer God jou 'n invloedryke posisie gee, sal daar mense wees wat haastig is om jou foute uit te wys. Sommige sal selfs jou verlede gaan ophaal, vriende. Ander sal jou huidige tekortkominge uitlig. Maar ek vandag vir iemand sê, onthou, hulle kon nie die 3 jong manne vernietig voordat hulle eers probeer het om hulle karakters aan te val nie. Kom ek sê vandag vir iemand, moenie verbaas wees wanneer die wêreld jou aanval omdat jy aan God behoort nie, omdat jy standvastig staan in jou geloof nie. Die koning het 'n wet gemaak, maar God se wet was hoër vir hierdie 3 jong manne en daarom het hulle geweier om te buig. As menslike wette bots met God se wil, my vriend, kies God se kinders om God te gehoorsaam. Nie uit rebellie vir die aardse wette nie, vriende, maar uit lojaliteit aan die koning van die heelal. Maar Daniël 3 wys vorentoe vir ons na die laaste dae ook, vriende. Hierdie verhaal is nie net geskiedenis nie, dit is ook profesie in skaduvorm. In Openbaring 13 lees ons van 'n mag wat mense sal probeer dwing om mensgemaakte voorskrifte te aanvaar. En soos Nebukadneser aanbidding afgedwing het, vriende, beskryf Openbaring 'n toekomstige krisis rondom aanbidding en lojaliteit. In Openbaring 14 sien ons 2 groepe, vriende. Diegene wat die seël van God ontvang en diegene wat die merk van die dier ontvang. En so die sentrale vraag bly dieselfde, vriende. Wie sal jy aanbid? Voor wie sal jy buig? Jy sien, Daniël 3 leer ons nou reeds hoe om dan te staan. Dit sal te laat wees om in die laaste krisis eers geloof te probeer ontwikkel, vriende. Die tyd om geloof te bou is nou. Die tyd om standvastigheid te ontwikkel is nou. Die tyd om God te leer ken is nou. En jy vra vir my vandag hoe ons dit gaan doen, vriende? Jy moet met die Here praat, my vriend. Jy moet die Bybel studeer. Jy moet jou geloof met ander deel. Ja, jy moet God se beloftes in geloof opeis as jy so tipe geloof wat God behaag wil bekom. En so, vriende, karakter leer ons vandag word nie in die vuur gevorm nie. Karakter word voor die vuur gevorm. Die vuur openbaar net wat reeds daar is.
En so vriende, baie mense dink die grootste wonderwerk van Daniël 3 was dat die vuur sy krag verloor het. Nee, dit was nie so nie vriende. Die grootste wonderwerk was dat 3 jong manne God meer lief gehad het as hulle eie lewe. Dis die grootste wonderwerk vriende. Dit is die geloof wat God behaag. 'n geloof wat nie koopbaar is nie, 'n geloof wat nie bang gemaak kan word nie. God gebruik, kind van die Here, luister vir my vandag, God gebruik soms storms om homself aan die wêreld te openbaar. Waarom het God toegelaat dat hulle in die vuur beland? Die antwoord vriende is omdat hy iets aan Nebukadneser wou wys. God wou die koning en die hele Babylon wys wie die ware koning is. Wie die ware God is. Jy sien, soms laat God sy kinders deur smeltkroese gaan, deur storms gaan, want iemand wat God nie ken nie, die ongeredde wêreld, moet God leer ken deur hoe ons beproewinge aanvaar en deurmaak en ervaar. En wanneer mense sien hoe jy deur swaar kry gaan, wanneer mense sien hoe jy steeds glo in jou God, wanneer mense sien jy bid steeds tot God, wanneer mense sien hoe jy steeds getrou bly, dan sien hulle iets van God. Jy sien vriende, die vuur het gekom vir die 3 jong manne, maar God het ook gekom. Jesus was saam met hulle in die vuur, want God beloof nie altyd dat ons die vuur sal vermy nie, God beloof nie altyd dat ons beproewing sal ontsnap nie, maar hy beloof dat ons nie alleen deur die vuur sal gaan nie, en dieselfde God wat saam met die 3 jong manne gestap het, stap vandag saam met ons. Want jy sien, Daniël 3 wys uiteindelik vir ons na Jesus Christus. Die 3 jong manne het 'n 4de persoon in die vuur ontmoet. En so eeue later sou Jesus self na hierdie wêreld kom, vriende. Hy sou die vuur van versoeking trotseer. Hy sou die vuur van verwerping beleef. Hy sou die oordeel wat ons verdien het op hom neem aan die kruis. En omdat Jesus getrou gebly het tot die einde, kan ons ook getrou bly. En wanneer die wêreld anders kies, kyk ons na Jesus. Wanneer die druk toeneem, kyk ons na Jesus. Wanneer die vuur brand, kyk ons na Jesus. Die Jesus wat saam met hulle in die vuur was, my vriend, is dieselfde Jesus wat vandag met ons is. En eendag sal hy kom om almal te beloon wie hulle vertroue standvastig in hom geplaas het. Kom ons bid saam, vriende. Vader, baie dankie dat U altyd by ons is. Help ons om nie te buig voor die afgode van hierdie wêreld nie. Geef ons die moed om te staan wanneer die meerderheid kniel. Bou in ons 'n geloof wat U behaag, 'n geloof wat nie afhanklik is van oorwinnings nie, maar van toewyding aan U. Berei ons karakters voor vir die uitdagings wat voorlê en help ons om elke dag nader aan U te leef. Vader, dankie dat U saam met ons deur die vuur stap. In die naam van Jesus met baie danksegging. Amen.